Van 'n pampoen van net so bietjie meer as 500 kg tot 'n rekordverpletterende 1.2 ton. Dis nou 1221 kg. Is dit nie aldag dat jy met 'n ware pampoenkampioen kan gesels nie. Ons het gister oor hom gepraat en vandag kry ons die geleentheid om met hierdie man self te kan gesels. Piet Lot, Suid-Afrika se sogenaamde, nee, ek dink hy is die reuse pampoenkoning. Piet, hartlike goeiemôre en baie welkom hier by ons by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre Pieter. Daar sy nou, Piet, nou ek hoop julle kan my hoor. toe jy nou vir die eerste keer die skaal sien en hy gaan van 'n 500 na 'n 600 na 700 en skielik eindig hy op 1.2 ton. Hoe het jy gevoel toe jy daardie gewig sien? Pieter, jy's altyd opgewonde, maar ja, die wêreldrekord is ons nou maar in die pylvak, so ons probeer nou vir hom hy het my verbaas. Ja, mense wonder partykeer wat as, maar mense kan nie op verbrande hout staat maak nie, so ons probeer maar weer vir volgende jaar en ons is klaar besig, die tuin is klaar reg, hy gaan nou rus. Ons gaan nou so 'n bietjie breek vat hier oor die wintermaande en dan pak ons hom maar weer aan. Luister, want kyk, 'n ou het natuurlik geen idee wat die gewig is terwyl hy nou daar in die tuin lê as ware nie. So, wat sou jy sê is die geheim agter so 'n massiewe pampoen? Jy weet, is dit nou regtig net liefde, goeie grond, baie aandag, baie liefde, goeie grond en dis meer? Pieter, nee, ek het al klaar begin, so ek sê my tuin is klaar reg alweer. Grond moet in balans wees, goeie genetika, wat ons klaar het in Suid-Afrika en ek het gesê vir een van die groeiers sê ek Helene werk om weer daar te kom, want daar's baie eksterne faktore wat 'n rol speel. So dit die aandag en voorbereiding, ek gaan baie erg in. Jy moet maar elke dag 2 dae max, dan moet jy weer daar gaan kyk. Maar dit enige hobby, wat is dit in Afrikaans? Dan vergeet ek dit is 'n goeie ding. So dit is nou een van myne. En dit het nou 'n hele paar jaar terug al, 13 jaar terug al begin. Maar soos een van die groot groeiers gesê het, nou sal ek seker by jou met tips kry. So ek dink ja, daai een is die 6de grootste pampoen wat nog ooit in die wêreld gegroei is. So dit bring nogal 'n eer na mense toe. Nee, jong, daai is dan verseker 'n groot veer in 'n man se hoed. Ek weet gou, ek weet Ras het ook gister toe wil sy weet, is dit nou presies 'n saadjie van 'n gewone pampoen of is dit nou 'n spesiale saad wat gekweek is deur die jare al of bymekaar gesit is? Want ja, dit is die Atlantic Giant en as jy op Pumpkin Fanatic ingaan en jy tik enige pampoen, soos sê maar die wêreldrekord het, dan skop hy vir jou 'n hele pampoen se stamboom uit. Dit is dieselfde soos met die merino skaap of die Bonsmara stamboek. Jy soos teeling deur die jare wat jy genetika verbeter en als reg kry. Nou dis dieselfde met die pampoene ook. So ek draai sekere putte van sekere mense af inkry wat sê maar vinnig groei of 'n dikker selwand het en dan draai hulle kruisbestuif om te kyk, ek kan nou sommer druk na Piet, dit klink na 'n mond vol. Ek wil daarom net vir jou sê baie dankie en ons mik saam met jou vir daai wêreldrekord, die grootste een in die wêreld. Dankie vir die saamkuier vanoggend. Vir nou gaan ons eers 'n bietjie 'n draai by die veearts maak. So kom ons hoor van een pampoen na een wat sy stert swaai. Ons het vandag weer kom aanklop by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk om meer uit te vind oor blaasinfeksies en ek gesels vandag met Dr. Zandri. Baie dankie dat ons weer hier kan kuier. Dankie Elsa, is altyd lekker om dit te hê. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer van jouself en wat jou rol hier behels. Okay, so ek is een van die GP-veearts hier by Olympus en ook die prinsipaalveearts. Ek sorg dat alles glad verloop en dat ons by die raad se reëls en regulasies voldoen. Nou Dr. Zandri, baie van ons kykers het miskien al by die veearts opgedaag met 'n diertjie wat blaasinfeksie het of wat selfs geblok is. Maar wat met diegene wat so iets vermoed doen? So in honde kry die wyfies dit meer gereeld. In katte kry die mannetjies, spesifiek die gesteriliseerde mannetjies, meer gereeld die blaasinfeksies en dan baie keer blok hulle ook somme en dan sit ons met 'n noodgeval. Goed, wat is die tekens van blaasinfeksie en waarvoor moet ons kykers op die uitkyk wees?
So een van jou vroegste tekens is hulle urineer gewoonlik baie meer as normaal, klein hoeveelhede, gereeld en dan in vreemde plekke. Jy kry baie keer bloed in die urine en dan stink dit ook verskriklik baie en hulle begin ook lek waar hulle nie moet nie. Met die mannetjieskatte wat geblokte blaasies kry, baie keer sal jy sien hulle skree letterlik van die pyn. So die mense kom in en sê hulle weet nie wat aangaan met die katte nie, maar die kat skree heeltyd as hulle net aangevat word en dan weet ons sommer dadelik dit is 10-1 geblokte blaasie. En waardeur word dit veroorsaak? So die algemeenste ding is bakterieële infeksies, maar jy kry ook baie keer daai bakterieële infeksies kan omskakel in kristalle of in blaasstene. Baie van die honde se konformasie, so as hulle oorgewig is, dan maak dit dat daai velvoue wat rondom die privaatdele sit, dat die urine daar poel en dan maak dit dat hulle meer geneig is tot blaasinfeksies, as ook onderliggende gesondheidsprobleme, so diabetes en siektes soos dit kan ook maak dat hulle meer geneig is om blaasinfeksies te kry. Met die geblokte katte, hulle blok maklik as gevolg van slegte kos actually. So baie van die mense wat hierdie goedkoop supermarkkos te gee, kan actually veroorsaak dat hulle katjies blok en stinkies kry. So hoe word dit gediagnoseer? So daar's 'n paar verskillende maniere wat ons dit kan benader, of die kliënte kan vir ons 'n vars urinemonster inbring, nie ouer as 2 ure nie, en ons kan dit analiseer, of ons sit 'n naaltjie deur die blaasie en ons trek dit met 'n ultrasound guided, trek ons die monster uit, of ons kyk onder die mikroskoop daarna, of ons praktyk spesifiek het 'n IDEX masjien wat ons urine vir ons analiseer. So dis baie lekker. X-stralle en ultraklank kan jy ook gebruik om te kyk vir die stinkies of die kristalletjies kan jy baie keer dan sien, maar dan spesifiek met die geblokte blaaskatte, dit is so maklik, jy letterlik sit met jou hand op die buik en dan voel jy sommer daai kliphard, dit voel so 'n klipharde tennisbal. En hoe word dit behandel en wat is die prognose? So die behandeling vir die blaasinfeksies is eintlik baie maklik. Dit is gewoonlik 'n kort kursus antibiotika en anti-inflammatoriese pilletjies, maar partykeer kry jy hardkoppige bakterieë wat bietjie meer weerstandig is. So dan moet ons daai piepie kweek en dan sal dit vir ons sê wat se antibiotika sensitief is vir daai spesifieke bakterieë. Met die geblokte blaasies, gewoonlik dit is bietjie meer van 'n noodgeval. So met hulle moet ons hulle in die hospitaal opneem, ons moet 'n urinecateter insit en in die hospitaal hou vir so 2 tot 3 dae gewoonlik, want hulle nierfunksies gaan ook gewoonlik op. So ons hou hulle op hulle drippies vir so 3 daggies met die urinecateter in, ons spoel daai niere en daai blaasie lekker uit en dan ons so 2-3 dae gewoonlik kan ons huis toe stuur. Prognose vir blaasinfeksies baie goed. Soos ek sê, gewoonlik na 'n antibiotika kursus is hulle piek fyn, maar met die geblokte blaasies, as die mense te lank wag, dan ongelukkig gaan die prognose bietjie slegter wees. En dan in ernstige gevalle word daar ook soms operasies gedoen. Kan jy vir ons dalk net so 'n bietjie meer vertel wat presies dit behels? Ja, so as dit is as gevolg van stene of kristalle, dat daar fisies 'n blokkasie is, dan moet 'n mens baie keer 'n cystotomie doen. So dit is waar ons chirurg fisies die blaasie uithaal, oopsny en al die kristalletjies uithaal en dan sal ons dit alles weer mooi toemaak, hulle vir die dag in die hospitaal hou en dan huis toe stuur 10-1 die volgende dag. Maar in die geval van geblokte blaase, baie keer as die kateter nie suksesvol is nie of die katjies blok vir 'n tweede, derde keer, dan doen ons urethrostomy. So dit is maklikste manier om dit te verduidelik is dat ons anatomies die mannetjieskatte in wyfies verander. So alles binne blyk nog steeds dieselfde, maar van buite af lyk dit amper asof jy dan 'n wyfie kat het. Is daar enige iets wat ons kykers kan doen om dit te help voorkom? Ja, so die belangrikste is goeie kos. So altyd goeie gehalte kos is maar jou nommer 1 prys. Dan om hulle in skoon higiëniese omstandighede te hou. So probeer katte en honde met lang hare moet gereeld gegroom word, dat daar nie te veel hare in daai area is nie. Oorgewig honde weer eens is meer geneig tot dit te probeer om hulle gewig mooi onder beheer te hou. As daar onderliggende gesondheidsprobleme is soos diabetes of enigiets soos dit, probeer om daai siektes eers onder beheer te hou en dan moet hulle baie water drink. So probeer dat hulle baie water drink. Honde moet gereeld uitgevat word om te kan urineer en dan katte moet vrylik beskikbaarheid hê tot hulle litterbokser. Dr. Zandri, baie dankie. Nou ja, kom loer gerus in by hierdie hospitaal net om te kyk hoe dinge hier werk. Ons kom loer volgende week weer hierin.